Goeiemôre, is Jimmy Meyer hierso. Ons praat oor die wapenrusting van God. Ons op Efesiërs 6 vers 14. En dis daai gedeelte wat sê, staan aan vas, julle lendene met die waarheid, omgord met die borswapen van die geregtigheid aan. Die rede hoekom die Here, of hoekom hierdie wapenrusting begin met die waarheid, was omdat dit is die eerste ding waarmee die duiwel vir Adam en Eva uitgevang het, was met die waarheid, waar hy vir hulle gevra het of hulle regtig sal doodgaan as hulle van die boom van goed en kwaad eet. Hy het geweet hulle sou nie fisies doodgaan nie, maar hulle gees het op die ou en dood gegaan. So dit was sommer met die wegtrekslag, is dit die ding wat hy die mens mee gevang het, was om die waarheid te vat en net 'n bietjie af te draai van wat die waarheid regtig is. Vir ons ook vandag, as mense agterkom, jy praat nie die waarheid nie, of jy las stertjies by, of jy vat weg, dan, dit wat jy dan nou verder wil sê, word nie geglo nie, want jy's geoormerk as iemand wat die waarheid praat nie. Vir die Here is die waarheid belangrik. Hy het gesê, hierdie woord is deur God geïnspireer, en ons mag niks bysit of wegvat nie. Dat ons met hierdie woord gebruik, net soos wat hy is, en lees net soos wat hy is. Hy het ook vir die Fariseërs baie kwaad geraak, omdat hulle die waarheid gevat het en nog reëls en regulasies by gaan sit het. Selfs reëls en regulasies wat hulle self nie kon byhou nie. So die waarheid is belangrik. In hierdie dae waar ons nou deesdae is, word die waarheid gevat, of die skrif word gevat, en dan word hy stukkies uitgehaal en net uit konteks uitgelees, sodat ons kan uit die woord uit regverdig dit wat ons wil doen, dit wat die mens wil doen. En ons is besig om met vuur te speel. Om die waarheid te praat, selfs al kos het jou iets, om die waarheid uit te dra. Ons is veronderstel om die ligdraers te wees. Ons is kinders van die Here, is veronderstel om die waarheid oor die Here uit te dra. Wie hy vir ons wil wees, en wie hy regtig in sy wese is. So die waarheid is vir die Here baie belangrik, dat ons die waarheid moet uitdra. Die volgende een, die geregtigheid. Dat ons moet, hy sê, die borswapen met die borswapen van die geregtigheid aan. Dat ons as kinders van die Here, ons moet binne in die Here in die geregtigheid stap. Nou, wat is geregtigheid? Geregtigheid is, wat die Here vir ons gegee het, is doen aan ander wat jy jouself doen wil hê. Die ander een wat hy aan ons Vader gegee het, is vergeef ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Ons almal weet, ons moet nie steel nie. Ons weet, ons moet nie vloek nie. Ons weet, ons moet nie die Here se naam uitelik gebruik nie. Daai goed weet ons. Maar om altyd in geregtigheid te staan, om jou dagloners te betaal wat hulle moet kry, om te sien dat reg en geregtigheid geskied. Nie die reg en geregtigheid wat die mense deesdae het van ek het regte en ek kan met my liggaam maak wat ek wil hê, en uit dit uit regverdig ons aborsie en moord. Dis hierdie geregtigheid
waarvan ons praat nie. Ook die geregtigheid dat jy kan kies, deesdae wie en wat jy is, en hoe jy jou assosieer. Dit is die geregtigheid waarvan die Here praat nie. Geregtigheid is volgens sy woord, uit sy woord uit. En ons as kinders van die Here staan op sy woord, en ons lees sy woord, en ons bestudeer sy woord, en ons rig ons lewe in, volgens sy woord. Hy teks wat sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit is hoekom ons lewe inrig, om meer en meer soos vir die Here te raak. Dat, ja, ek sê weer eens, ons is besig om met vuur te speel, ons is besig om die mens wil doen wat die mens wil doen, en hy sal enige iets draai en swaai, sodat die mens pas, dat die mens kan doen wat die mens wil doen. Jy kan nie die Here se arm draai, om te doen wat jy wil doen nie. Die Here is gister, vandag en môre is hy dieselfde. Dit wie hy is, en waarvoor hy staan, bly altyd dieselfde. Dit is, en ons kan die woord lees saam met sy Heilige Gees, en die woord sal dit vir ons oopbreek, of die woord sal vir ons oopbreek, met die hulp van die Heilige Gees, oor wie die Here regtig vir ons is. En in hierdie laaste dae waarin ons is, kan ons net al meer sien, dat die Here is wie hy sê hy is, hier in sy woord. Ons kan hom vat op dit wat hy sê wie hy is vir ons. Ons is kinders van die Here, ons is nie gevrywaar dat daar slegte goed met ons gaan gebeur nie. Hy het nêrens ooit gesê, dat ons kom na my toe en al sal met jou goed gaan nie. Dit is nêrens so nie. Maar maar ons sal nooit alleen wees nie. En al die slegte goed wat oor ons pad kom, is goed wat daar is, wat hy toelaat om ons op te lei, sterker te maak in hom. Dankie.